that saved a wretch like me. Amen. Liewe luisteraar, baie dankie vir die groot voorreg wat ek het om weer aan u die blye boodskap te verkondig. Dit is so belangrik dat ons hier waar ons aan die einde van dinge staan, gereed sal wees en kennis te kry van die groot realiteite wat vir ons gekom het in Jesus Christus. Daar is so 'n mooi skrifgie in 1 Korintiërs 1 vers 17, waar Paulus sê, want Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie om te doop nie, maar om die evangelie, nie die natuurlike nie, maar om 'n geestelike realiteit oor te dra. Nie met die wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie. So baie keer is mense so behep met dit wat die mens doen en wat hy nie doen nie, dat hulle die kruis heeltemal verydel, net asof God nooit iets gedoen het vir die mens nie, terwyl alles wentel net om die waarheid van dit wat aan die kruis gebeur het, dat God alle probleme wat ooit ontstaan het aan die kruis weggeneem het, dat sonde nooit weer aan jou toegereken sal word nie, dat jy gereinig, geheilig is vir tyd en ewigheid. Dit is die boodskap van die kruis. Dit is waarom Jesus tot die bitter einde kon in sy geloof bly om nie te wankel nie. As jy net daaraan dink dat Judas wat aan die nagmaaltafel sit, sy voete word gewas, terwyl hierdie groot koning van alle konings weet dat dit is die man wat hom gaan verkoop. Hy was hierdie man, hy met groot liefde behandel hy die grootste sondaar. Dit is so belangrik, mense, dat ons begin sien en dat ons hierdie realiteite vir onsself toeëien, dat ons nie verdwaas deur die lewe gaan nie, maar dat ons weet, dit wat aan die kruis gedoen is, was vir elke mens gedoen, vir elke mens beskore, elke mens wat ooit geleef is, was ingesluit aan die kruis van Golgotha. En soos ons na daardie werklikhede kyk, soos ons begin verbly in die groot genade en groot liefde van die Here, word daardie realiteite ons eie en val die ou sondige lewe van ons af, ons eie pogings, en ons begin aanvaar dit wat hy vir ons gedoen het, betree die wonder van dit waarvoor hy vir ons gesterf het, oorgeplaas uit die koninkryk van duisternis na die koninkryk van lig. Hierdie lig begin vir jou helder word, begin op jou skyn, en jy begin besef hoe groot hierdie genade en liefde is wat God aan jou kom openbaar het. Dit is so wonderlik as ons na hierdie realiteite kan kyk en absoluut weet en absoluut besef die grootheid van die begin af, van sy eerste realiteite, toe hy ons kom vervul met die Heilige Gees. Toe verstaan ons nie, baie mense in daardie tyd was nie eers daarvan bewus dat hulle gees, siel en liggaam is nie. Was nie eers bewus daarvan dat die Heilige Gees nou nie op hulle is in enige fancy realiteit nie, maar dat God sy Heilige Gees gestuur het om 'n lewe binne in ons te word. Luister net weer daarna, 1 Korintiërs 3 vers 16. Hy sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en dat die Gees van God in julle woon nie? As iemand die tempel van God sken, sal God hom sken.
want die tempel van God is heilig, en dit is julle, van die begin af. Kom verklaar hierdie God van nou af, die wat my aanvaar, die wat my gees in hulle aanvaar, is nou heilig, en hulle sal my tempel wees. Dan beskryf hy hoe jy verryk is in alle opsigte, deur hierdie verryking wat na jou toe gekom het, dat hy jou kom bekwaam maak het, dat hy jou sy gees gegee het, nie dat jy in duisternis moet wandel nie, maar dat jy absoluut moet weet, dat die gees wat jy ontvang het nou, die gees van wysheid is, luister net na 1 Korintiërs 2 vers 12, hy sê ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die gees van God, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het, 'n volheid wat God ons kom skenk het, van verlossing, van redding, van heiligheid, van 'n ewige lewe, van 'n erfdeel in die ewigheid, dat ons al die beloftes van God sal sien, dit wat in vervulling getree het aan die kruis van Golgotha. Dit was nie net 'n sterwe en nou is dit verby. Nee, dit was 'n rykdom wat vir elke mens gekom het, en wat elke mens nou vir homself moet toeëien, want die regverdige sal net deur die geloof lewe. Jy sal aanvaar dit wat God vir jou gebring het aan die kruis van Golgotha. En daardie realiteite wat jy deur geloof aanvaar, sal jou verryk in alle opsigte. Jy sal begin besef, ek is heilig, ek is geregtig, ek is verlos, want dit is gawes van God wat aan my geskenk is. So anders as dit wat u vir jare gehoor het, die duisternis waarin die kerk hom bevind het. Maar die waarheid het nou gekom. Nou sê Johannes 8 vers 32, vers 36. 32, ken die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. Vers 36 sê, en as Jesus jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Nou, het hy jou nie vrygemaak nie, het hy nie namens jou gesterf nie, het hy nie jou ou lewe aan die kruis weggeneem en vir jou 'n nuwe lewe gegee. Nie die ou lewe nie, 'n splinter nuwe lewe wat sy lewe is, sy gees wat nou in jou kom woon het, sy volheid wat nou in jou kom woon het. Dit is so belangrik, mense, dat ons toegerus word nou met die waarheid en nie langer in duisternis sal beweeg nie. Kan jy dink watter belediging dit vir God is? As ons van 'n platform af oor sonde en ongeregtigheid praat en die duiwel en sy demone kans gee om grootliks te manifesteer, selfs deur gemeentes, wat hulle begin juig en skree en raas, omdat hulle dit hoor. Maar dit is alles leuns, daardie realiteite is weggeneem, en nou moet jy net die volheid bring, sodat die engele in die hemel en die Heilige Gees kan getuienis lewer van die groot saligheid wat gekom het vir elke mens, dat elke mens tot die kennis sal kom van die realiteit wat vir hom gekom het. Dit is so belangrik, mense, omdat dit nou 'n nuwe dispensasie is. Die dispensasie van die afgehandelde werk van God aan die kruis van Golgotha. Hy sê, nou moet ons so beskou word. So moet ons dan beskou word as dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenhede van God. Die bediening van God, die verborgenhede van God, dit wat hy vir ons kom doen. Ons moet nou beskou word as bedienaars van daardie groot realiteit wat God kom bekendstel het. Hy sê, julle is mededienaars van Christus. Kan jy dink
waarvoor het Christus gekom? Om die wêreld met homself te rekonsilier. En as jy 'n mededienaar van hom is, dan moet jy aan die mensdom verduidelik dat hy het gekom om hulle te herstel, om hulle sonde weg te neem, om hulle te heilig, om hulle te reinig. Nie wat hulle moet doen nie, wat hy vir hulle gedoen het, sodat hulle die waarheid kan ken en die waarheid hulle kan vrymaak. In een oomblik, hulle hoef nie te wag vir nog 6 jaar om te probeer heilig wees nie. Nee, een oomblik aanvaar jy dit wat hierdie groot God vir jou kom skenk het uit genade. Jy het daardie realiteit vir jouself. Dit word 'n werking van die Heilige Gees in jou binneste. En daar begin 'n nuwe lewe uit jou binneste uitvloei, wat jy nooit geken het nie. Kan jy dink hoe genadig die Here was, dat hy ons so kom verryk het? Nou gaan hy verder en sê, en verder word van die bedienaars vereis, dat hulle getrou bevind moet word. Jy kan nie nou met 'n ander bediening kom nie. Jy moet nou met die bediening besig bly, wat Jesus Christus aan die kruis kom vervolmaak het. Die bediening van God, om die mens te bedien met sy heerlikheid, met sy verlossing, met sy genade. Dit is so belangrik, mense, dat ons die groot God van die hemel sal eer vir dit wat hy vir ons kom doen het. En nie probeer om stof hom te laat vereer nie. Nee, stof kan nooit hierdie groot God bedank vir wat hy gedoen het nie. Dit is net die realiteit wat hy kom doen het, wat ons kan ophef na sy lewe toe, na sy gees toe wat nou binne in ons kom woon. Nie 'n soeke na die Heilige Gees nie, nie 'n gedurende deurbraak soek nie. Nee, te aanvaar, deur die geloof te lewe, deur te aanvaar dat God se Gees nou in ons woon, en dat God se Gees in al sy volheid in ons woon, sodat ons bekragtig is met die krag van hierdie groot God. Dit wat Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, wat nou binne in ons is. Ons kan alleen bekragtig word, volmaak word, as ons aanvaar dit wat hierdie groot God ons mee kon verryk het. Hy het ons kon verryk in alle opsigte, maar ons moet dit erken en aanvaar, sodat ons mededienaars kan wees, medebedienaars van die woord van die vryspraak, die woord van Jesus Christus, wat die weg, die waarheid en lewe is, wat ons kom vrymaak het vir tyd en ewigheid. Luister van vers 3 af. Hy sê, maar vir my beteken dit baie min, of ek deur julle of deur menslike regbank veroordeel word. Ja, ek beoordeel myself nie eintlik nie, want ek is my van geen ding bewus, waardeur ek egter nie geregverdig nie, maar hy wat my beoordeel is die Here. Jy absoluut op daardie rotsvaste realiteit sal staan van dit wat Jesus Christus vir jou kom doen. Dat jy nie weer veroordeel kan word deur jou swakheid en jou ellende nie, maar dat jy alleen kan staan op die volheid wat hy vir jou gebring het. Hy sê, daarom moet ons nie voor die tyd oordeel, voordat die Here kom nie, wat die verborgenhede van die duisternis in die lig sal bring, en die bedoeling van die harte openbaar sal maak. En dan sal elkeen lof van God ontvang. Elkeen lof van God ontvang, as jy die waarheid geken het, die waarheid aanvaar het. Daar is nie iets anders nie. Jou eie poging bly vodde in die oë van die Here. Ons weet, mense, ons weet, elkeen van ons weet, hoeveel keer ons probeer het om 'n beter mens te word.
en hoeveel keer ons gefaal het. Jy kan nie, daar is geen poging van jou eie kant af wat jou kan verbeter nie. Alleen as jy die waarheid ken, die waarheid jou eie maak en dit 'n huidige realiteit maak. Nie dat jy eendag is, as jy sterf, eendag as die Here kom, gaan heilig wees. Nee mense, dis dwaasheid. Dis die grootste dwaasheid wat daar is. Jy moet nou in die geloof lewe. Jy moet nou aanvaar wat hy vir jou gedoen. Dit moet nou vir jou 'n werklikheid in jou hart word. Die heerlikheid van hierdie lofprysing moet nou in jou hart opspring, sodat jy gedurig deur die Here kan loof vir sy toekenning aan jou, sy verryking van jou, dat hy jou in alle opsigte verryk het, dat sy salwing in jou is, dat sy gees in jou woon, dat hy jou sy geregtigheid, sy heiligheid, sy volmaaktheid geskenk het. Nou, dis nou jou eiendomsreg, die oomblik wat jy dit aanvaar. Efesiërs 1 vers 13. Toe julle die woord van die waarheid hoor en dit glo en dit aanvaar, is julle verseël met die heiligheid. God verseël jou gees met die Heilige Gees van belofte. Die oomblik wat jy aanvaar wat hy vir jou gedoen het. En van daardie oomblik af bly alle realiteite jou eiendomsreg. Jy is so heilig as wat God is, want dit is God se heiligheid wat jy ontvang het. Jy is geregtig soos hy is, want dit is sy geregtigheid. Jy is verlos deur die verlossing wat hy gebring het, nie jou eie pogings nie. Dis 'n nuwe wysheid, mense, die wysheid van God wat nou in jou woon. Ons weet dat die skrifte in 1 Johannes 2 vers 20 sê, dat die salwing van God nou in jou is en jy weet alles, want hy het jou die blye boodskap geskenk. Hy het jou die blye boodskap geskenk en jy weet nou alles, dit wat aan die kruis gebeur het. Dit het vir jou 'n groot realiteit geword en jy kan daarin lewe dag na dag. Dit is so groot as ons na die skrifte kyk, mense, dat daar is nie een moontlikheid dat jy meer na die ou realiteite kan teruggaan nie. Dis nie meer een moontlikheid dat jy na die ou godsdiens wat deur die Joodse apostels oorgespoel het in die Nuwe Testament, dat jy jouself kan probeer verbeter, heilig en reinig nie. Nee, daai tyd van offerhandes en bydraes is verby. Jy is nou in die realiteit van verryking van hierdie groot God. Luister na 2 Korintiërs 3 vers 5. Hy sê nie dat ons uit onsself bekwam is om enige iets uit onsself te doen nie, of te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Wanneer gaan jy dit besef? Wanneer gaan jy tot die oortuiging en tot die heerlike werklikheid kom, dat dit is hierdie groot God wat jou kom bekwaam maak het aan die kruis? 2 Korintiërs 3 vers 5. Nie dat ons uit onsself bekwaam is nie, om enige iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God. Hy wat ons kom bekwaam maak. Mense, hoe lank sal u luister en nie hoor nie? Hoe lank sal u kyk en nie sien nie? Hoe lank sal die woord uitgaan en nie u verstaan nie? Luister asseblief, mense. Luister en laat julle verryk word in hierdie realiteite. Dat hierdie groot God se bekwaamheid, julle kan kom bekwaam en julle daardie bekwaamheid aanvaar en jy 'n gebedslewe leef. Dit is die enigste manier wat jy kan die lewe leef wat Paulus van gepraat het,
dat bid gedurig deur. Daar is nie 'n manier as jy hierdie rykdom aanvaar, dat jy een oomblik kan wegbeweeg daarvan. Dit word so 'n groot verryking vir jou, so 'n rykdom, dat jy elke oomblik in hierdie heerlikheid kan staan en die Here verheerlik vir sy groot liefde, sy genade wat jou kom bekwaam maak het, sy rykdom wat aan jou geskenk het, 'n ewige erfdeel in die ewige lewe. So belangrik, mense, dat jy nou deel van sy koninkryk kan wees, en dit alles deur homself, nie deur jou nie, nie deur wat jy bereik het nie. Luister vers 6 van 2 Korintiërs 3. Hy sê wat ons bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter van die Ou Testament nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, die wet het jou kom doodmaak, maar die Gees maak lewend. Is dit nie 'n wonder van wonders, as jy die kruis begin beskou, en jy sien dit was alles ter wille van jou, alles ter wille van jou roekelose lewe, hy daardie lewe kom wegneem, om vir jou 'n nuwe lewe te bied, 'n nuwe lewe te skenk, sodat jy in daardie nuwe lewe kan staan, dag vir dag, met jou hande verhewe. Dis daarom wat Hebreërs 3, dink ek byvoorbeeld sê, hef op heilige hande, dat jy absoluut net dit sal doen, wat voor God heilig is, dit wat hy vir jou kom doen, die volheid wat hy vir jou gebring het, die rykdom wat hy, 1 Korintiërs 6 vers 17, dat julle nou een gees met God geword het. Watter groot voorreg het ons nie. Hebreërs 13 vers 5, hy sal my nooit begewe en my nooit verlaat nie. Hy sal met my wees tot aan die volleinde. Hy sal my heilig en geregtig voor hom stel in die laaste dag, deur dit wat hy kom doen het. Prys sy groot naam vir sy wonderlike liefde aan ons. Amen.